1 Johannes 3 vers 1 tot 6. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook, en die wêreld ken ons nie omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sonde doen nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Hier in 1 Johannes 3 vers 2 kom sê Johannes vir ons 'n verskriklik belangrike ding. Hy sê, geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Ek wil hê jy moet dit weet. As jy in Jesus Christus glo, dan is jy nou reeds 'n kind van God. Jy gaan nie eendag 'n kind van God word nie. Jy is nou reeds 'n kind van God. Jou status in hierdie lewe het verander. Jy was 'n sondaar. Jy is nie meer nie. Jy is nou 'n kind van God, 'n koningskind, 'n prins, 'n prinses. God, die skepper van hemel en aarde, die almagtige vir wie niks onmoontlik is nie. Hy is jou Vader. Jy is nou sy kind. Kyk vandag na jouself in die spieël, klop jouself op die skouer en sê, ek is 'n koningskind, ek is 'n kind van God. Dit beteken, sê Johannes, dat ons onsself sal rein hou soos wat Jesus rein is. Dat ons sal ophou sonde doen, want sonde is immers 'n oortreding van die wet van God, sê hy in vers 4. Jy sien, voor 'n mens se wedergeboorte is elke mens van nature geneig om God en sy medemens te haat. Is hy van nature geneig om sonde te doen, dit kom sommer net spontaan, sonder dat dit hom hinder. Maar met die wedergeboorte, wanneer ek geestelik gebore is, kry ek deel in God se natuur, en nou is my natuurlike reaksie om lief te hê soos wat God lief het, om binne sy wil te leef, om aan hom gehoorsaam te wees. Daarom sê Johannes, kan ons gevolglik nie meer sommer net in sonde bly nie. 'n Christen, 'n kind van God kan nooit net tevrede wees met sonde in sy lewe nie, want dit gaan altyd indrys teen wie hy of sy is. Kom ek verduidelik dit met 'n ander beeld. As iemand 'n hartaanval kry en hy moet 'n hartoperasie ondergaan, dan verander sy lewe. Onder toesig van die dokter word sy hele lewenspatroon verander, sy eetgewoontes moet verander, sy werksmetode word verander, sy sportaktiwiteite, wat hy kan doen en nie kan doen nie. Alles verander, omdat hy hierdie harttoestand het, hierdie hartoperasie ondergaan het, en presies dieselfde het gebeur wanneer ons weer gebore word. Die Bybel sê, daar het 'n hartsverandering by ons plaasgevind. Ons ou hart van klip is verwyder, ons het 'n hart van vlees gekry, sê Jesegiel 11. En hierdie hartsverandering loop uit op 'n lewensverandering. Ons leef nou anders, ons tree anders op. Waar ons eers maar net sonde gedoen het en dit ons nie regtig geraak het nie. Nou plaas sonde ons meer nog. Dit skree teen ons menswees, dit skree teen wie ons is in Christus. En daarom sê Johannes, iemand wat in hom, in Christus bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Kom ons dank die Here, dat hy ons nuwe harte kom gee het, dat hy ons kom nuut maak het, dat hy ons sy kinders kom maak het. Here, dit is vir ons so voorreg, dit is vir my so voorreg, dat ek u kind kan wees. Dankie dat ek weet, dit is my status in Christus. U het my, wat 'n sondaar was, wat ver van u af was, nuut gemaak. U het my u kind gemaak, daarvoor kan ek u nie genoeg loof en dank en eer en prys nie. Halleluja, en u kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.